Volharding is 'n geoefende spier. Wat is die oomblik waarin jy voel jy breek, eintlik die oomblik is wat jou laat bou en jou laat groei? Ek lees in Spreuke 24 vers 10. As jy weifel op die dag van nood, is jy nie opgewasse daarvoor nie. Die 1953 vertaling druk dit eintlik nog meer kras uit. Daar staan: gedra jy jou slap in die dag van benoudheid, dan skiet jou krag tekort. Nou dit laat mense toch wel koes. En tog is hierdie vers nie 'n veroordeling nie, maar eintlik 'n uitnodiging. Hier is iets wat die wetenskap intussen ontdek het. Wanneer jy 'n spier oefen, maak jy eintlik klein mikroskopiese skeurtjies daarin. Dit klink ongesond en skadelik, maar dis presies die meganisme van groei. Die liggaam herstel elke skeurtjie en bou die spier dikker en sterker terug as wat dit was. Die wetenskaplikes noem hierdie proses spierhipertrofie. Sonder die skeurtjie is daar geen groei nie. Sonder druk ontwikkel daar eintlik nie krag nie. Navorsing in die positiewe sielkunde wys dat dieselfde beginsel ook psigies en geestelik geld. Mense wat klein haalbare uitdagings konsekwent aanpak, al is dit hoe swaar, bou hulle volhardingsvermoë duidelik oor die tyd heen. Die implikasie vir ons is dat die dag van nood of benoudheid is juis die oefensessie wat ons vir die volgende vlak wil voorberei. Die druk is nodig vir groei. Druk is ingebou in die beginsel van groei. Dink aan die entrepreneur wat terugkeer na die soveelste keer van mislukking en dan uiteindelik slaag. En hulle sal almal vir jou sê dat die pyn van mislukking was nie lekker nie, maar dit was nodig vir die groei na die sukses. Of die ma wat weer opstaan na 'n wêreld in mekaar getuimel het, omdat die man geloop het en haar met die kindertjies gelos het. En sy het opgestaan en die beste daarvan gemaak. Hulle het almal skeurtjies ervaar, maar elke keer het hulle sterker gegroei. Volharding is noodsaaklik vir ons, al is dit onseker, al voel dit onder druk. Want nou weet ons, druk is nodig vir groei. Volharding is 'n geoefende spier. Leef geïnspireerd.